Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. En dit is my voorreg om vanoggend vir Joe van der Berg te verwelkom. Ons het so 'n geseënde tyd gister gehad met hierdie Gees en kursus wat hy aangebied het oor die Heilige Gees en vanoggend gaan ons verder met die Heilige Gees van hoe lyk 'n lewe juis met die Heilige Gees en Joe, dit is vir ons 'n voorreg om jou vanoggend te verwelkom hier by Agape Gemeente. Hy was self in die bediening baie lank en hy is nog steeds in die bediening en hy doen soveel werk vir die Here. So kom ons gee vir hom 'n lekker Agape hande klap. Dankie julle. Goeiemôre. Ek is aan, hè. Is wonderlik om saam met julle te wees. Ek is regtig, dit is Pieter en Hetty, baie dankie dat julle ook deel was van om ons te nooi. Wat 'n lekker dag gister saam. Wanneer die Heilige Gees die onderwerp is dit so lekker en is so voorreg, want hy is die een wat met ons is. Here Jesus is in die hemel, die Vader is in die hemel, maar die Heilige Gees is by ons. Hy is alomteenwoordig. Wat maak vir ons so wonderlik dat ons Here is alomteenwoordig. Jy kry mense wat in die oggend opstaan en sê hulle, "Wo, die duiwel ry my alweer." Moenie dit sê nie, want hy weet nie van jou mooi nie. Hy kan net op een plek op 'n slag wees. Hy het 'n hiërargie van korporaals en generaals van hom wat hy mee deurwerk. Maar net die Heilige Gees is oral. Daarom is ons godsbewus en nie duiwelbewus nie, alright? Ek wil ook vir Dawie en Melindrie dankie sê dat ons hier kan bedien, so 'n pragtige kerk. Hier is 'n stempel van uitnemendheid op hierdie kerk. Van vanoggend af saam met Martin hulle by die diensdireksie, ek weet nie hoe noem jy die diensbestuur, kan my sien hier is 'n stempel van excellence, van uitnemendheid. Wel gedaan, is 'n groot voorreg om hier te wees. Dit is verfrissend om in 'n kerk, ons het 'n rondgaande bediening, so ek bedien in die land rond, die laaste 10 jaar nou. Dis ons lewe. My vrou is 'n besigheids- en 'n life coach, maar ek lewe deur die bediening op my eie, en so ons sien baie kerke en ons by baie groepe wat ons bedien, kampe, groepe en kerke. En so mens kan familier raak, Dawie Melindrie, mens kan familier raak met waar jy is, weet. En ek wil net vir julle sê, daar's 'n duidelike teken van uitnemendheid. En as ek na julle kyk ook, kan ek sien hoekom. Is regtig 'n pragtige paartjie. Is mooi mense binne en buite. Baie dankie nogmaals dat ons hier kan wees. Ons dankie Here vir u teenwoordigheid vanoggend hier. Dis die groot belofte wat die Here het vir ons. As ons bymekaar kom, is hy hier. En ons dankie vir hom. Dis die belangrikste, dat ons saam met hom is. So ongeveer 60 jaar terug, ek gaan binne tyd klaarmaak, hoor. Binne sê, hy gaan af, ek sien die tyd gaan my help daar. So by the way, jy hoef nie te worry met my, Dawie, ek maak op die tyd klaar, hoor, dis my trademark. Ek sê nog voor die tyd vir jou die mikrofoon gee. So julle moet ook nie worry nie, ek begin nou 60 jaar terug, maar ek gaan klaarmaak, okay. Dis ongeveer 60 jaar terug, ek was 4 jaar oud, ek is nou 64. Word ek in die middel van die nag wakker en daar's liefde so dik soos heuning wat besig om in my in te vloei. Die mense sê, jy kan nie onthou as jy 4 jaar oud is goed nie. Kom ek sê vir jou, dit onthou ek. Ek kan nie res onthou, dit onthou dit. Ek het in die gereformeerde kerk groot geword en ons het nie in die gereformeerde kerk niemand, ek is 4 jaar oud, so al het hulle my vertel van die Heilige Gees en jy het nog nie 'n begrip
mooi nie in die begrip van teologie nie. My begrip van teologie is, ek het onthou, hulle het gepraat van Here en God. En ek onthou, toe ek hierdie ervaring het van hierdie invulling en hierdie heerlikheid, toe wou ek nie een van hulle laat uitvoel nie. As ek 5 keer Here en 5 keer God, dat hulle net altyd moet right wees. Dit was my teologie gewees. Maar die indruk op my is vir ewig. Die Here Heilige Gees, God die Vader, gebruik die Gees om ons te trek. Die Bybel sê vir ons, laat niemand van ons, Jesus sê, niemand kan na hom toe kom, behalwe as die Vader ons trek nie. Hy trek ons deur die Gees na hom toe, na Jesus toe. So die Vader stel ons voor aan Jesus deur die Heilige Gees. Dis nie anders om ons dink baie keer dat Jesus stel ons voor en die Vader trek ons eerste. Die teologiese vraag is natuurlik, is jy gered toe die Vader jou getrek het of nadat jy gebid en gesê Here kom in my hart in? Natuurlik is jy gered toe die Vader jou getrek het voor die tyd. Ons redding het bietjie met ons te doen, maar die meeste met God homself. Ons wat hier vandag is, ons gelowiges van julle dalk nog nie op 'n plek gekom waar jy jou lewe toegewy het aan die Here en jy's dalk hier, jy's dalk net 'n besoeker. Jy verstaan dit nie mooi nie. Kom ek sê vir jou, die Vader trek jou na hom toe. Teologies eintlik die waarheid is dit, ek is die dag gered toe hy my geroep het, toe hy my trek. Nicodemus, Jesus het met hierdie skrifgeleerde het hy gesprek in Johannes 3 en Jesus sê vir hom, as jy nie wedergebore word nie, kan jy in die koninkryk nie weer ingaan nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan ek weer in my moeder se skoot ingaan? Jesus verduidelik vir hom, jy moet 'n natuurlike geboorte hê en 'n geestelike geboorte. Nou die vergelyking wat hy tref is belangrik vir ons om te verstaan. In jou natuurlike geboorte, wat was jou betrokkenheid? 0, is dit nie? Behalwe as jy iets spesiaals vir ons kan kom deel volgend. Dan het jy getuienis. 0. Jou geestelike geboorte, as jy betrokkenheid ook redelik 0. Jesus sê verder, hy sê, hy wat deur die Gees gebore is, hy wat wedergebore is soos die wind, want jy weet nie waar hy heen gaan en waar hy vandaan kom nie. Met ander woorde, is iets wat ons kan begryp nie, is 'n wonderwerk wat gebeur in ons. Daarom, jou redding is van God die Vader self. Niemand kan dit van jou wegvat nie, en jy kan jouself ook nie maklik ontred nie. In hierdie oomblikke hier, waar ons is, ek wil vanoggend vir u sê, dit voel vir my soos vanaand 'n bietjie donker daar, behalwe die ligte op my skyn. Ek wil vanoggend vir u sê dat, in hierdie tydjie wat ons saam is, in die tyd wat kom, wanneer hulle kom na erediens soos hierdie, jy gaan ervaar dat God die Vader jou trek, as jy nog nooit dit ervaar het. As jy nog nooit jou lewe vir die Here gegee het nie, gaan jy ervaring hê van God die Vader wat jou trek, want dis waar hy jou red. Hy red jou vir ewig. Gaan nie maklik wees nie. Ek weet 'n mens jy kan jou saligheid verloor op die ou end as jy regtig hard probeer, maar dis nie maklik nie. Want die Here homself red jou. Dis nie jou deur jou bewerkstellig nie, dis deur hom. Ek wil vanoggend deel oor hierdie wonderlike werk in ons. Die groot genade is dat God ons red, maar die groter genade vir ons op aarde, ons is geskape hier op aarde vir hom. Maar een van die primêre doele waarom ons hier is om te verander. God skep in ons, en hy verander ons, hy werk deur ons, deur die Heilige Gees. Hy sê in 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18, hy sê waar die Gees van die Here is, of die Gees is daar vryheid. Is nie vryheid om te nie, is vryheid van. Okay? Is nie vryheid om goed enige, is om vry te wees van. Hy sê daar's vryheid en die Here is die Gees. Ons moet onbedekte aangesigte reflekteer die glorie van die Here. Word verander deur die Gees wat God is. Van heerlikheid tot heerlikheid. Dag na dag. Where the Spirit is, there is freedom. And the Spirit is God. We with unveiled faces all reflect God's glory, are being changed by the Spirit who is God, from glory to glory, day by day. So daar's 'n verandering wat by ons plaasvind, deur die Gees wat die Here is. Daarom my en jou heiligmakingsproses
Hy sê vir ons hier so in 2 Tessalonisense 2 vers 13, ek kom uit 'n Engelse kerk, ek was 28 jaar deel van 'n Engelse kerk, die laaste 10 jaar is ek nou op my eie, en so my teologiese opleiding was Engels, en ek baie Engels, so ek verskoon die Engelse skrifte, goed ek aanhaal, dis maar my verwysingsraamwerk, 2 Tessalonicense 2 vers 13, from the beginning God chose you to be saved through the sanctifying work of the Holy Spirit. Die heiligmakende werk van die Heilige Gees, ons gered daarvoor. Die mooi ding is in Hebreërs 2 vers 11 sê, beide hy wat ons heilig maak en ons wat geheilig word, is een familie. En dan die volgende ding sê, en hy skaam hom nie vir ons nie, in daai vers. So jy in jou onvolmaaktheid, ek in my onvolmaaktheid, en God wat besig met ons te werk, deur die Gees, want dit is sy groot ding op aarde met ons plan is om ons te vorm na die beeld van Christus, is sy werk in ons. Ons is geskape vir die heiligmakingswerk van die Heilige Gees. So ons is in hierdie proses, maar in hierdie proses is ek is nie volmaak nie. En daar's groot foute nog in my. Sê hy, ons is een. Hier's 'n mooi ding. Klink nie mooi as ek begin daarmee nie, maar dit is mooi. In Lukas 11 het Jesus praat hy met omstanders. Hy sê vir hulle, julle wat boos is, as julle wat boos is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, julle weet dit. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader nie sy Gees vir julle wat boos is gee? En die letterlike vertaling in die Grieks is vra, is nie eens bid nie, net vra. Sal hy sy Gees vir jou gee as jy hom vra nie? You are evil. If you know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give you His Spirit if you ask Him? Dis die vraag, vir wie gee die Here sy Gees? Hulle wat hom vra. Die mooi ding is hier, Jesus sê nie, julle wat deur die vage vuur gegaan het, en julle skyn so sterretjies, en vir julle sal hy sy Gees. Hy sê julle wat boos is. En dit kwalifiseer ons. Dit sê vir my, Here, ek het toeganklikheid tot die Heilige Gees. Want hy sê nie, ek moet perfek wees nie. Hy sê, juis in my onperfekte toestand. Waarom wil hy my vul in hierdie toestand? Die rede daarvoor is, hy alleenlik kan my heilig maak. Ek kan nie self nie. Ek het hom verskriklik nodig. Ons menslike natuur is, ons wil onafhanklik van God raak. Kom ek sê vir jou, hoe langer ons met hom wandel, en jy kan nou maar 'n ou man luister vanoggend, hoe langer jy met hom wandel, en hoe nader jy in hom kom, hoe meer afhanklik raak jy, nie onafhanklik nie. Ons afhanklikheid van sy veranderende krag vermeerder dag na dag. Ons afhanklikheid van sy teenwoordigheid in ons, om deur ons te werk, vermeerder. Sy begeerte na ons is intens. Jakobus 4 vers 5 sê, dink jy verniet dat die skrif sê, dat hy wat in jou woon, is begeerig na jou. Hy sê die volgende vers sê, en hy gee genade aan die nederiges, en dan sê hy, en hy weerstaan die trotsaards. Maar hy is begeerig na ons, vir wat? Na jou, om in ons te woon, deur ons te werk, maar ook om ons te verander. Daar's in die Grieks, het hy 'n trek na 'n jaloersheid wat hy het, begeerte, 'n jaloerse begeerte in ons, uit dieselfde waar hy praat oor die gawes van die Heilige Gees, hy sê, eagerly desire, begeer die gawes van die Gees, is 'n jaloerse begeerte, 'n intense begeerte. God het 'n intense begeerte van jou en my, om met deur sy Gees in ons te woon, in ons te wees, want hy het ons geskape vir hom. Daarom, Efesiërs 5 vers 17 en 18, moet ons in daai lig sien, van Jakobus 4 vers 5, waar hy sê, ek dink jy verniet, dat ek in jou begeer. Do you think for nothing the scripture says that he who lives in you envies intensely? Daarom verstaan ons Efesiërs 5 vers 17 tot 18 sê die volgende, hy sê, vind uit wat God se wil is, moenie dwaas nie wees, maar wees wys. Wat is sy wil? Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul deur die Heilige Gees. Die word vervul met die Heilige Gees in die Grieks beteken om gedurig vervul te word, nie eenmalig nie. So ek kan nie sê, en ek het gister gesê vir die mense,
Ek kan nie in 1982 sê hulle het Here my aangeraak en ek hardloop nog steeds op die fumes nie. Verstaan? Ek is afhanklik van hom om gedurig deur vervul te word. Hoekom? Want hy wil hê ek moet afhanklik wees. Hy wil hê dat ek moet dors wees na hom gedurig. Hy wil hê dat soos Jesus sê in Johannes 7, almal wat dors het, kom na my toe, ek sal vir julle lewende water gee en kom drink. En die skrif sê daar, en dit het hy gesê van die Heilige Gees wat nog nie uitgestort is nie, maar wat sou kom. Ons lewe in die dispensasie van die Heilige Gees. Ons lewe in die tydperk waar die Gees van God uitgestort. Daarom kan ek en jy enige plek in die wêreld gaan. Sê Here, vul my met die Gees. Jy kan hierdie aardbolle vat wat jy op jou lesenaar sit wat so draai op 'n as. Jy spin hom. Brrr, doep. Hy stop Honduras. Ek dink Honduras is 'n redelike badass plek. Jy stop Honduras, vlieg so toe. Ek weet nie of hulle 'n vliegveld daar het nie. Maar jy vlieg so toe, jy klim af. Here, vul my met die Gees. Hy sê jou vul met sy Gees in Honduras. Want hy het die hele univers gevul. Dis die awesomeheid van die tydperk waarin ons lewe. Daar's 'n ou liedjie van Mike and the Mechanics. Wie ken Mike and the Mechanics? So dankbaar, julle is al nie gered tot op die been nie. Daar's al 'n bietjie van Mike and the Mechanics. Hulle is nie 'n Christen groep nie, maar hulle het 'n paar wraak songs gehad. Een van hulle was I'm a beggar sitting on a beach of gold. Ek is 'n boemelaar wat op 'n strand van goud sit. Weet jy wat, meeste van die tyd lewe ons so, want die toeganklikheid van die Heilige Gees, Jesus wat sê, al is jy boos, as jy my Vader vra, sal ek jou vul met my Gees. Die toeganklikheid van die Heilige Gees is vir ons. Kom ek sê vir jou, die Here wil jou meer vul as wat jy gevul wil wees. Hy begeer na jou. Daarom, die idee van die invulling met die Heilige Gees, die idee van die inwoning van die Heilige Gees, gaan nie rondom my effort nie, maar het gaan om begeerte. Al wat ek hoef te doen is om te sê, Here, Jesus sê, as jy God die Vader vra, hy sê nêrens dat jy met 'n marteling deurgaan nie. Hy sê nêrens jy moet 40 dae vas nie. Hy sê nêrens dat jy moet swaar kry, dat die Heilige Gees jou vul nie. Hy sê, as jy my Vader vra, sal jy vul. Elke nou en dan, is nie 'n ritueel by my nie, ek en Nelia, en ons wag op die Here. Ek het dit geleer toe ek 18 jaar oud was. Het die Here my gehelp om hierdie te verstaan. Ek deel hierdie met hierdie, jy kan dit doen as jy wil, maar ek wil jou vra, probeer dit, want dit maak 'n groot effek. Dit 'n groot effek op jou lewe, dit 'n groot verandering wat dit teweeg bring. Net 5 of 10 minute, so 1 keer 'n week. Gaan sit net. Dan bid jy nie, jy lees nie, jy wag en jy drink in. Jesus sê, kom drink as jy dors, as jy gaan sit net sê, Here, vul my met die Gees. Maak my vol, Here. Net 5 minute, begin met 5 minute. Sê Joe, maar 5 minute is bietjie kort. Yes, is okay, maar hoekom sê jy 5 minute, so jy dit weer sal doen? En, kom ek sê vir jou, hy's daar, net so. Hy's daar net so. Nie almal van ons is dieselfde nie. Hier's party van ons wat hierdie siekte het, wat die rooi mure in jou broek het. Wat sit ADHD? Daai ouens kan nie, hulle kan nie sit en staar na 'n loodglasvenster vir ure nie. Hulle vir jou, die Here het jou in gedagte. Daarom het Jesus toe hy gebed vir ons leer, die Onse Vader, jy kan hom 15 sekondes leer, hy het vir daai ouens ook in gedagte gehad. Verstaan? Die Here begeer na jou en my. Nou sê hy, ek wil hê jy moet verstaan wat my wil is. Wat is my wil? Is om jou voortdurend te vul met my Gees. Hoekom? Dat ek vol van hom is, want hy wil die verandering in my lewe doen. Hy wil my vorm soos wat hy wil hê ek moet wees, nie soos ek dink ek moet wees nie. Sy vorm in my lewe is anders as wat ek dink dit moet wees. Sy teenwoordigheid is anders as wat ek dink. Ek en jy, ons praat van die Bybel, ons praat oor die Here, van ons moet sensitief wees teenoor die Heilige Gees, want ons kan hom hartseer maak. Jy weet, in Efesiërs 4 vers 30 sê hy, moenie die Heilige Gees van God hartseer maak nie. Dis die Nuwe Lewende Vertaling sê dit.
Dan sê hy, moenie skreeu op mekaar nie, bitterheid, onvergewingsgesindheid, haat. Hy sê, kry dit uit jou uit. Die Engels sê, rid yourself of that. So jy gaan nie vir deliverance of counseling vir dit nie. Jy rid yourself of that. Die Here sê, kry hierdie goed uit jou uit. Want jy maak die gees seer. Gaan hy weg? Nee, gaan nie weg nie, hy kry seer. Nou, ons moet leer, hier's 'n konsep. Is nie om sensitief teenoor die Heilige Gees te wees nie, maar sensitief teenoor die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Jy weet dat hy word vergelyk met 'n duif in die Bybel. Hoekom? Hy's so. Hy's sensitief. Hoe ek moet hom wandel, hoe ek is. Hy's sensitief. En hy vlieg weg. En hy gaan nie van ons al weg nie, maar hy trek terug, hy kry seer, hy kry maklik deur ons haat, ons manier ons mense hanteer. Hy sê in Filippense 4, be kind and compassionate to one another, because the Lord is near. Omdat God naby is, en alles gaan oor ons verhouding met mense, hoe ons met mense optree, alles gaan, as jy sien wat maak hom seer, is ons manier hoe ons met mense deel. Dit maak hom seer. So ek moet leer om sensitief te wees teenoor die sensitiwiteit van die Heilige Gees. So ek dien ooreenkomstig moet ek lewe, sê Here, ek wil U behaag. Die kern van vrees vir die Here is dit. Die Bybel leer ons, die begin van wysheid is die vrees vir die Here, is dit nie? Die begin in Spreuke, die begin van wysheid is die vrees vir die Here. Nou die vrees van die Here het vir baie mense 'n baie slegte konnotasie, omdat jy dalk verkeerde ouers gehad en jy het onderwysers wat jou gevoeder het van kleins af. Goed. Ek het eendag 16 houe altesaam by die skool gehad. Goed, het skeef geloop van die oggend tot die raadmiddag. Goed, huiswerk het nie gedoen het nie en toets wat ek gepluk het en al 16 houe. Nou dit is bietjie kwaai. Nou as jy praat van die vrees van die Here, ek het die vrees van die Here in my gehad, daar maar verkeerdelik. Hier is die kern van die vrees van die Here. Ek wil nie die Heilige Gees hartseer maak nie. Dis die kern van dit. Maak ons, en ons doen. Die Here het genade met ons, hy vergewe ons. Hy herstel. Hy vorm weer. Iets wat ek net by wil stilstaan vir 'n oomblik. Psalm 1 sê, salig is hulle wat nie sit in die kring van die spotters nie. En dan praat hy van die volgende, hy sê, en hulle wat uitkom, skus ek, hier is daarom two-ply. Ek het sakdoek, ek moes eintlik 'n nice sakdoek gehad het en so, maar ek het two-ply toiletpapier. En is daarom two-ply. Maar hy sê, hulle wat nie sit nie kring van die spotters, hy sê, hulle is soos bome wat geplant word langs waterstrome. Hulle sal vrug dra in sy tyd, alles wat hulle doen, sal die Here seën. Daai plant, die Hebreëse woord is shotal, dit beteken om te verplant. So God verplant ons, hy plant jou weer, hy vorm weer. Jeremia 18 sê die Here vir Jeremia, ek wil hê na die pottebakker se huis toe gaan, ek wil met jou praat. Hy gaan en hy sien die pottebakker is besig met 'n stuk klei op die wiel, en ek weet nie, die ouens wat potte bak, hulle sê op 'n sekere stadium moet jy daai klei weggooi, moet iets anders vat, want hy is nie meer vormbaar nie. Nou die sê die skrif, hy sê in sy hande was hy misvorm, die Engels sê hy was marred in his hands, stikkend. Tot Jeremia se verbasing, vat hierdie pottebakker en hy vorm iets moois en bruikbaars uit die selle, hy gooi nie hy weg nie, vorm het weer. God vorm jou weer en hy plant jou weer. Hy gee ons nog 'n kans. En van ons hier het moontlik vanoggend sit jy en jy's op half voel op jy's op die einde van 'n lyn en jy's op die einde van jouself en jy het God vorm ons weer. Hy plant ons weer. Die Heilige Gees is aktief binne ons om ons te vorm. In sy vorming raak dit ons lewe aan. Alles wat met jou gebeur is van U af. Alles wat God in jou lewe skep is van jou binneste af. Sê die skrif, guard your heart for life's
Your whole life flows from that. Waar jou hart, want jou hele lewe vloei van dit. God skep alles uit jou binneste. Die Heilige Gees se werk is nie van buite af, want dit is van binne af, nie van mense uit, is van binne af. Daarom God skep weer, en hy vorm weer, en dis die werk van die Heilige Gees in ons, die veranderende werk, die skepende werk van die Heilige Gees, saam met sy woord, daarom moet ons ook dink aan God se woord, wat hy in ons lewe inspreek, die Heilige Gees vat dit, en hy vorm daardeur, en die woord wat God spreek is dynamies, en het die mag en krag om te vorm, en te skep. Die sensitiviteit van die Heilige Gees. Om vol te wees van die Heilige Gees, ou kan dit vergelyk soos 'n groot houer, groot waas vol, of die wind wat in 'n seil van 'n skip vol maak. Om vol te wees van die Gees is nie 'n plek waar God my beheer nie. Dis die teenoorgestelde. Ek wens hy wil my beheer. Ek wens hy wil, hy doen nie. Ons het die miskonsepsie om te dink, ek is vervuld. Paulus skryf 1 Korintiërs 12, hy sê ons is almal deurdronge van dieselfde Gees. So my potensiaal is, ek kan deurdronge wees van die Gees. Jy deurdronge, dis ons potensiaal. Maar beteken dit dan, dat God, ek gaan daar gaat ek nou. Nee. Weet jy hoe beheer hy my? Die mate wat ek hom toelaat. Die Engelse woord is yield. If I yield to him, as ek toelaat, hoe mate wat ek toelaat, beheer hy. As ek nie toelaat nie, as ek hom weerstaan. Daarom sê die Here, hy weerstaan die trotshart, maar hy gee groter genade aan die nederige. Wat doen die nederige? Sê Here, vorm my weer. Here, ek kan nie, help my. Ek gaan sag wees voor U, sodat U my kan vorm. Ek gaan nie verbitterd wees nie, want trotsheid en verbitterheid loop ook maar goed saam. Ek gaan myself gee vir U, dat U my verander. Ek yield, ek gee toe. Die mate wat ek toegee, kan God my verander. En as hy wil, daarom sê hy, ek wil nie verstaan wat ek wil hê. Wat wil hy hê? Dat ek moet vol word van die Heilige Gees gedurig. Hoekom gebruik hy wyn? Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, want word vervul. Hy sê, hier is iets beters. Moenie krikke hê nie, moenie dwelms en wyn en goeters. Hy het nie 'n probleem met wyn nie, is nie 'n probleem om wyn te drink nie, maar moenie dronk word van wyn nie. Moenie vir jou krikke kry met dwelms en goeters. Here sê, hier is iets beters, die Heilige Gees. Kom ek sê vir jou, die Heilige Gees se aanraking. Mense sê altyd, ons almal praat so, as ek eendag in die hemel is, gaan ek Here 'n paar vrae vra. Kom ek sê vir jou, as jy in sy teenwoordigheid kom, en sy manifest presence, sy manifesterende teenwoordigheid, jy gaan niks vra nie, want jy wil niks hê nie. Jy is in 'n plek van, I want nothing. En dis die lewe wat ons hier lewe, is 'n strewe na daai plek van, Here, I want nothing, net U. Ek sal vir U sterf. Ons kyk na mense, daar's nou Christene wat hulle vermoor het in Mosambiek, is hulle koppe afgekap. Ek sal sê, ek sal no ways nie laat ouens my kop afkap nie. Kom ek sê vir jou, as dit jou tyd is, en die Here se Gees is op jou, jy worry niks. Jy worry niks. You want nothing, net hom plesier. Is dit hoe jy moet sterf? En die Bybel sê van Petrus, toe die Here vir hom sê, as jy oud is, hulle jou vat waar jy nie wil gaan nie, toe sê hy daar, en hy spreek van 'n manier hoe hy gaan sterf, hoe hy God gaan verheerlik. Hy het nie gehoor, hy sê toe, al hom wou kruisig, sê, ek kan nie soos my Here nie, sê hulle, ons weet hoe om te doen, toe swaai hom om, toe kry hy hom onderste bo, niks gehoor nie. Kom ek sê vir die plek, I want nothing. Ons moet leer oor die sensitiviteit van die Heilige Gees. Pinksteroggend, Sondag, Pinksteroggend, bedien ek by 'n kerk in Sensorië, en sê van my vriende uit 'n kerk daar, en hy moes iets, hy het vasgebrand, hy sê, Joe, kan jy asseblief, ek sê eers, Pinksteroggend vir my, dit is vir my wonderlik, dit is 'n groot voorreg, en ek sit, en nou is ek vroeg vir die diens, en ek sit in die kar, en Helia moes iets anders doen, dit was 'n skielike ding wat ek moes doen, dit is nie 'n beplande bediening nie, en ek sit, en ek is vroeg, hier kom 'n duif, nou is Pinksteroggend, hier kom 'n duif, hy vlieg, hy kom sit op my windscreen, 'n duif doen nie dit nie,
Ek sit, maar nou weet ek, as ek roer is hy weg. As ek roer is hy weg. Ek sit ek. En na rond moes ek, en na vlieg hy weg. Die sensitiviteit van die Heilige Gees. Ek en Nelia, ons einde laas jaar toe, laat weet die eienaars van die huis waar ons bly, hulle wil die huis verkoop. Ons huurdame, ons bly so lekker. Hulle wil verkoop, daar's no ways, daar's nie manier waar ons die plek kan koop nie, ons het nie. Weet jy dat hulle op 64 nie vir my, die banke vir my 20 jaar lening wil gee nie? Kan jy dit glo? Huh? Wat 'n chique. Anyway, ons weet ons kan nie, nou is ons sad. En kom ek sê vir jou, partykeer moet ons eerlik oor ons menslikheid wees, want as jy eerlik is, kan God jou daar ontmoet. Maar as ek 'n valse geloof het, en ek maak myself vals sterk, hoe gaan die Here my help? So as jy eerlik is oor jou swakheid, sê Here, ons is sad, ons is regtig sad, want ons moet die trek, en ons is sad, ons het geluister na die liedjie van Moby. Wie ken allemaal Moby? Kyk hoe gered is julle. Ken julle Moby? Die liedjie van Why is my heart so sad? Why is my soul so sad? Hier is die chorus van hom. Gaan luister hom gerus. He opens doors, is die chorus. Nou luister ons hierdie, he opens doors, ons net hierdie Here, hier maak, nou is ons heel Desember, einde Desember, hou ons nagmaal, ons hou Saterdagoggende, as ons nie uitbedien nie, nou ons nagmaal saam, ons hou nagmaal, is die einde Desember, en ons, terwyl, hier is hy, ek weet hy is in ons, en hy is by ons, sy manifest presence, sy teenwoordigheid, ek en Nelias op ons gesigte, ek kyk vaak, sê vaak, al kry ons nie die huis nie, dit maak nie saak nie. Hierdie is verskriklik wonderlik. I want nothing. Dis hy. Die Here het 'n wonderwerk gedoen. Ons het 'n huis gekry. Maar is nie van iemand het gekom en hier is die sleutel, dit was heeltemal iets anders. Hy het 'n wonderwerk gedoen. Sy teenwoordigheid. Elia lê onder 'n besembos. Hy sê ek wil nie meer lewe in die Here. Die Here kom nie by my sê vir hom, jy confess verkeerd nie, jy moet positief. Hy stuur 2 keer engele om hom te troos en vir hom kos te gee. Moenie jou menslikheid probeer verdoesel met 'n valse. Jou geloof moenie in jou geloof is nie, jou geloof is in God. So my geloof is dat die Here gaan kom en hy gaan my versterk. Deur sy woord, deur sy gees, maar hy maak my afhanklik van hom. Ek is nie onafhanklik van die Here nie. Ek is nie op 'n plek waar ek goed kan quoteer en aangaan en ek is op 'n onafhanklike plek en ek is sterk op myself nie. No ways, ek is nie. Ek is verskriklik afhanklik van hom. Ek is afhanklik dat hy my aanraak. Ek is afhanklik van Romeine 8 vers 11 waar hy sê he replenishes my earthly body. Ek is afhanklik om wanneer ek bid. Ek wil deel oor gebed, dis 'n groot deel oor gebed. Matteus 6, en ek gaan vinnig aangaan, ek wil klaarmaak. Matteus 6, sê die Here Jesus, hulle vra vir hom, leer ons om te bid. Hy sê, ja, wanneer julle bid, hy het 'n paar pointers. Hy het die swart bord, paar pointers. Nou, ek kies om te luister na Christus se lering oor gebed en Paulus, eerder as na Amerikaanse kursus oor gebed. Ek weet nie of jy ook op myself bladsy as ek is nie. Wie kies jy? Ek kies dit. Ek kies Jesus en Paulus, is nie? Hier is die Bybel. Jesus sê, Matteus 6, wanneer jy bid, moenie bid heeltyd waar almal jou sien nie, maar gaan in die geheim, en jou Vader wat in die geheim sien, sal jou nie openbaar, hy sien in die geheim, hy sien. Hy sê nie openbaar vergelde. Ek praat nie van wanneer ons saamkom om te bid hier en so, nie, ek praat nie daarvan nie. Dis wanneer ons probeer bid om mense te beïndruk. Tweedens sê hy, en moenie baie woorde gebruik en woorde herhaal nie, want hy sê die ongelowiges en die heidene doen dit, want hulle dink hulle word gehoor deur hulle baie woorde. Moenie dit doen nie, hou jou woorde min, want die Vader weet wat jy wil sê, voordat jy dit sê. Nou al hierdie goed, weet jy wat sê dit vir ons? Toeganklikheid. My en jou simpel gebedjies, die toeganklikheid is 100% in Christus. Jesus kom en hy leer die Onse Vader.
Wat maklik vir ons is, maar dit is nie 'n gebed vir kindertjies wat nog nie geleer om te bid nie. Dis die modelgebed. Ek moet al my gebede skoei op daai, hier's die template, hier's die bloudruk van gebed. Al my gebede moet ek skoei daarop, by Onse Vader. Maar dit is toeganklik, want ons adresseer die Vader deur Christus. Ons het toegang tot die Vader. Die eerste woorde wat jy sê, is jy daar. Dis nie dat die woorde 10 keer sê, dan kom hy nou deur nie. Die eerste woorde, hoekom is ek daar? Romeine 8 vers 26. Hierdie is pragtig. Paulus sê die volgende, hy sê, ons weet nie hoe moet ons bid en waarvoor ons moet bid nie. Hy sê so. Nou ek skaar my eerder by hom, wat ek gaan sê, Here, as ek kom sê, Here, ek weet nie mooi, maar kom voor U, ek weet nie mooi nie. Paulus sê dit. Maar die Gees homself tree vir ons in, volgens God se wil, sê hy. Deur onuitspreeklike sigtinge. Hierdie is nie tale nie, mense sê, is nie tale nie. Dis onuitspreeklik, hy tree, wanneer ek bid, kom hy in. Dis kom, wanneer jy en ek bid, skop die Heilige Gees in. Dit maak my en jou gebede, al is dit hoe eenvoudig, dit sit jou in 'n ander kategorie. En dit het my maak verstaan, wanneer ek bid nou, my woorde is al hoe minder, nie meer nie, want ek weet hy hoor my, en ek weet, die goed wat ek nie weet eers om te bid nie, die Heilige Gees bid dit vir my. Want hy sê in vers 27 van 1 Korintiërs, Romeine 8 vers 27 sê hy, en hy die Vader, wat weet wat die bedoeling van die Gees is, verstaan dit. En hy wat sien, en die onsienlike sien dit. Soos ek en jy bid, ons gebedstyd of jou gebedjie wat jy bid, is ongelooflik wonderlik en kragtig. Al is dit hoe eenvoudig. Want die oomblik as ek bid, die oomblik as ek kom en ek sê, Vader, is die Heilige Gees daar. En hy tref my in, en hy cover my op plekke waar ek nie, ons het 8 kleinkinders, en het kinders, ek onthou nie almal se name nie, verstaan? En ek kan nie altyd onthou wie moet ek waar, die Here, hy tref my in, waar ek nie kom nie. Hy tref my in, en waar jy bid, dis kom die Onse Vader, is so wonderlike, Onse Vader wat in die hemel is. En hy leer ons hoe om die bose te adresseer. Jy hoef nie die bose direk, jy gaan deur God die Vader. Jy cover daar als. Jy cover als daar. Daarom moet nooit vir die duiwel bid nie. As ek iets kan sê vandag, jy moet onthou, moenie vir die duiwel bid nie. Moenie bid so, Vader, bid vir dit so, dan slaan jy oor. En Satan, in jouself gebid nie, Vader, jy kan jou, dan slaat hy oor na Satan toe. Dan eindig jy met, in Jesus name. Moenie dit doen nie, praat alles met die Vader. As jy iets vir die duiwel wil sê, as die Vader vir jou 'n woord gee, dan sê jy dit. Maar jy jouself, moenie met die duiwel praat nie. Praat met die Here. Ons is godsbewus, ons lewe nie duiwelbewus nie. In jou gebed, moenie jou gebed meng so nie. Dis vir die Vader. En al bid jy net die Onse Vader. Hoe awesome. Dis die bloudruk van gebede. 15 sekondes, hè? As jy bietjie mediteer op die lyntjies, kan jy 30 sekondes toe gaan. Maar dit maak dit so kragtig. Dit maak dit so heerlik. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vir vanoggend, ek dank U vir U werk in ons lewe, dank U vir die heiligmakingswerk van die Heilige Gees. Here Vader, dank U dat U ons trek deur die Gees. Dankie dat ons die ewige lewe kan hê, Here, dat U ons trek na die lewe toe, U trek ons na Christus. Dankie Here dat U ons vul met die Gees wanneer ons U vra. Dankie Vader dat ons kan weet omdat ons U gevra het, nie omdat ons gevoel het nie, maar omdat ons U gevra het. Dankie dat U ons besoek in tye ook, ons lewens, van nood en van net besoek. Here, wees ons genadig dat ons U Gees nie bedroef nie, maar dat ons op 'n lewe lewe van sensitiwiteit teenoor U en teenoor ons mens om ons. Here, laat ons mense kan respekteer om ons in Jesus se naam. Amen. Ek wil ons afsluit, ek het 'n minuut.
Die Here sê vir my, jy moet bietjie meer lyk soos ek. Ek sê, Here, hoe lyk jy? Ek kom by 'n plek, ek moes my kar ingee, ek het hom gestamp by 'n panelbeaters. En daar's 'n vroutjie vroeg in die oggend, sy maak die vloere skoon. En ek voel ek moet daar gaan gesels, ek gaan gesels met haar. Maar wat 'n glimlag, wat 'n persoonlikheid. En ek gesels bietjie en ek stap haar weg, maar ek voel, hierdie maak my dag. Die Here sê vir my, dis hoe ek lyk. Neem bietjie meer so lyk. 'n Dag vol van die Heilige Gees, weet jy wat is dit? Is nie om in 'n plek in te stap en sê, die Here se krag is in my, en die mense ervaar dit om my en so. Dis nie dit nie. Weet jy wat is dit? Hê mense lief. En ek weet, party van ons is introverte. In jou hart, hê hulle lief. Al kan jy 'n smile kry nie, dis okay. Hê in jou hart hulle lief. Heel dag lank, hê mense lief. As jy met hulle praat, hê hulle lief. Al kan jy nie smile of vriendelik wees nie, party van ons sukkel, ek weet, ons is almal verskillend. Maar hê hulle lief. Kyk aan die einde van die dag, het jy 'n hele dag vol van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, Martin. Dankie, kan ons dit wees. So lekker om julle vanoggend hier te hê en dankie vir wie julle is en dankie dat julle julle harte oop maak. Weet deur om hier te staan, maak jy letterlik jou hart oop en jy deel alles en so ons wil sommer vir jou bid as gemeente. En ek wil vra dat julle julle hande sal uitstrek na hulle toe en Vader, baie dankie dat ons vanoggend vir jou kan kom bid en vir Nelia, Here, en dankie vir wie U is, Vader. Dankie dat U Heilige Gees intree op hierdie oomblik en dat U oor hulle lewe is en dat U waak oor hulle. Ons bid vir soveel seën vorentoe en mag U net nog groter dinge vir U doen en mag U net nog meer sigbaar wees in hulle lewe. Mag U teenwoordigheid toeneem en ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.